Nou ja, die van julle wat my al ken, weet ek bly op 'n vers tot ek hom goed deurgetrap het. Romeine 8 vers 9. Maar julle is nie in die vlees nie, maar in die gees. Ons het dit ekstensief daaroor gepraat. Jy word gelei deur die Heilige Gees in die werklikheid, in die realiteit en die manifestering en materialisering van Christus in jou. Dis waar die Heilige Gees jou lei, in die kennis van die Christus wat in jou is. En doen jouself 'n guns en gaan lees Efesiërs hoofstuk 4 so vanaf vers 11 af. Dan gaan jy sien waar Paulus vir jou sê, jy moet kom tot die volware volwassenheid of volkome volwassenheid van Christus. Nou ek gaan nie daarin op nie, dis vir iets anderster. Maar nou sê hy verder hierso. Onthou ek het gepraat aan die begin oor die Triniteit wat afsonderlik van mekaar afwerk, maar nog steeds interdependent. Maar dit beteken nie dat die een nie iets sonder die ander een kan doen nie. Want al drie, Vader, Seun en Heilige Gees, het 'n unieke funksie binne in die gelowige. Maar terselfdertyd waar elkeen sy eie funksie afsonderlik en persoonlik in ons vervul, werk hulle in samewerking met mekaar om in lyn met mekaar te wees sodat ons kan kom tot die volkome volwassenheid van Christus. So die Vader, die Seun en die Heilige Gees werk met mekaar, saam met mekaar, komplementeer mekaar, maar terselfdertyd werk die Triniteit ook afsonderlik in die gelowige. En dis wat hierdie vers in Romeine 8 vers 9 vir ons so duidelik maak. Hy praat van die Triniteit in sy volle wese. Maar julle is nie in die vlees nie, maar in die gees. En ons het daaroor gepraat. Dis die Gees van die Here, die Heilige Gees, wat vir jou lei. Jesus is nie in ons deur die Heilige Gees nie. Jesus is in ons as die saad wat God in ons gebaar het, 1 Johannes 3 vers 9. Want Christus is die saad van God, sê die Bybel vir ons, baie duidelik, dat die saad is Christus. So die Vader het Christus in ons gewederbaar apart van die Heilige Gees. Maar hy het soos Maria die Heilige Gees gebruik om die saad of die sperm van God in ons te kom plaas. Maar die feit dat die Heilige Gees die sperm van Christus en wie Christus is, die sperm van God in ons kom plaas het, beteken nie dat die Heilige Gees die lewe van Christus is nie. Die Heilige Gees het die bloed van Jesus as die medium gebruik om Christus as God se saad in ons te kom plaas. Kom ek stel dit duideliker. Die Heilige Gees het die medium van die bloed van Jesus op Golgotha gebruik om Christus, die saad van God in ons in te baar, net soos Christus die saad en die sperm was wat God in Maria geplaas het. Maar die verskil is dit, dat die saad wat die Vader deur die Heilige Gees in Maria geplaas het, was gewees Jesus van Nasaret onder die wet. Maar die saad wat die Heilige Gees as Christus nou in ons kom plaas het, is nou nie Christus onder die wet nie, nie Jesus van Nasaret nie, maar die volkome en volbragte saad van God in die lewende persoon van Christus Jesus in ons, en hierdie Christus wat die Heilige Gees in ons kom plaas het as die saad van God, is 'n volkoom gevormde saad, die lewe van God in ons, met sy eie lewe, sy eie taak en sy eie funksionaliteit. Hy is nie in ons lewend deur die Gees nie. Alwaar dit bykom, dat Christus is deur die Gees in sy bloed in ons ingeplaas. Maar hy was nie die lewe van Christus nie. Hy was nie die lewe van die saad nie. Johannes 5:26. Soos die Vader lewe in homself het,
So het hy aan die Seun ook die krag gegee om lewe in homself te hê. As ek dit so kan uitdruk, as 'n man en 'n vrou gemeenskap het en hy deponeer sy sperm in haar, dan veroorsaak hierdie sperm 'n lewe in die vorm van 'n kind. So daai sperm wat die pa deponeer in die ma, dit word 'n kind. So in effek die lewe wat die kind dan het as hy uit die baarmoeder uitkom, hy of sy, is dan uiteindelik die lewe wat die vader, die pa aan die kind gegee het, reg? Maar daai lewe in die kind funksioneer afsonderlik van die lewe wat in die pa was. Want die lewe wat die pa in die kind geplaas het geword die kind se eie lewe. En begin die kind met daai eie lewe funksioneer, maar het die vader invloede op daai kind se lewe. In 'n minder of 'n meerdere mate is dit presies wat gebeur het met die wedergeboorte. Dat die Vader het Christus Jesus as sy spermsaad, en ek gebruik daai woord spermsaad. Kom ek gebruik 'n ander woord. Vader het Christus Jesus as die saad sperm in ons kom plaas. Die volkome volwasse Christus in ons kom in plaas. Dis die lewe wat in hierdie Christus is dus die lewe wat hy gekry het van die Vader. Maar hy vat hierdie lewe as sy eie lewe. En hy begin dienooreenkomstig dan funksioneer uit daardie lewe uit as sy eie persoonlike lewe. Hy's nie die pa se lewe nie. En die pa is nie die seun nie, en die seun is nie die pa nie. Maar die pa en die seun is een. Christus en sy Vader is een in lewe, een in gees, een in natuur, maar Christus het daai lewe wat Vader in hom geplaas het, toe hy Christus uit hom gegenereer het Christus dan sy eie lewe gemaak. En daai is die lewe wat hy oorplaas in ons in. Maar is 'n volkome Christus. Maar ek sal nie hierdie Christus volkome ken tensy die Heilige Gees nie hierdie Christus aan my openbaar nie. Nou sê Paulus hierso, maar julle is nie in die vlees nie, maar in die Gees, naamlik as die Gees van God in julle woon. So hier kry ons 'n verwysing na die tweede persoon of die eerste persoon van die goddelike Triniteit of 'n persoon van die goddelike Triniteit, naamlik Vader wat Gees is. Hy sê die volheid van die Godheid is liggaamlik in Christus Jesus. Dit beteken die volheid van wie God is in sy godheid, in sy heiligheid, in sy regverdigheid, in sy aanvaarding, in sy wonderbaarlikheid is wie hy in ons is. Maar terselfdertyd het die Vader ook volgens Paulus in hierdie teks by ons kom inwoon. Want hy en Christus is onomskeibaar van mekaar. Want waar Christus is die Vader, en waar die Vader is die Seun. En Jesus sê, ek kan niks doen sonder my Vader nie. Ek spreek die woorde, maar my Vader doen die werke. Sien jy, elkeen het sy eie funksie, en die Heilige Gees kom openbaar dan hierdie Godheid in ons, en spesifiek by uitstek die lewe van Christus. Ek weet, ek raak nou bietjie teologies baie diep hier, maar vat dit en verwrig daarop, maar kry dit net in julle verstand in. Nou sê die Vader, want ek en Christus is so een met mekaar, dat ek kan nie apart van my Seun in hierdie persoon kom woon nie. Want ek en my Seun is een,
En daarom is albei van ons ook binne in hierdie kind van my en daarmee saam ook die Heilige Gees. Nou sê Paulus hierso. Hy sê, maar julle is in die Gees en dan sê hy as naamlik die Gees van God in julle woon. Jy sien wat daai vers vir ons sê, dat die oorsprong van diviniteitslewe, die bron, die oorspronklike bestaansbron van daai diviniteitslewe was God die Vader gewees. Daai lewe wat nou in ons is die oorkoepelende en voerende lewe van die Vader in ons. As naamlik die Gees van God in julle is, of in julle woon. Hoor jy wat sê Paulus hierso? Hy sê, julle is nie in die vlees nie, maar in die Gees, as naamlik die Gees van God in julle woon. Dit praat nie van die Heilige Gees nie. Dit praat van die Vader homself, wat by ons kom in woon het. Wat die Vader sê, die oorsprong en die bron van alle lewe in die gelowige is nie die vlees nie, is nie die wet nie, is nie Jesus van Nasaret nie, maar dit is sy geeslewe. Die lewe wat Christus gegenereer het, sê Hebreërs. Dis die lewe wat God in ons is. Nou as ek vir jou 'n audio prentjie kan skets. Stel jou voor, daar is 'n sirkel en binne in hierdie sirkel is daar 3 sirkeltjies, Vader, Seun en Heilige Gees, en die 3 is saamgevoeg. Maar die agtergrond in daai sirkel is byvoorbeeld geel. Nou daai agtergrond is dan die oorkoepelende Godlewe, diviniteitslewe wat in ons funksioneer. Maar daai lewe is waarmee die Vader funksioneer. Daai lewe is uit die bron waaruit Christus funksioneer. En daardie lewe is die voering waardeur die Heilige Gees opdrag kry om Christus in ons te openbaar. Met ander woorde, kom ek druk dit so uit. As jy kyk na daai groot sirkel met die 3 sirkeltjies in hom, Vader, Seun en Heilige Gees, en dan daai agtergrondkleur wat die geel is, dit is dus die teenwoordigheid van die almag van God. Die teenwoordigheid van die persoon van God. Die teenwoordigheid van die natuur van God. En die teenwoordigheid van die wese van God in ons. En vanuit daai eenheidswese van God het jy die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Die Vader, ek wil dit so met groot respek sê, groot respek, maar dis al manier hoe ek dit kan uitdruk, dat uit daai oorkoepelende diviniteitslewe het die Vader sy funksie, het die Seun sy funksie, en het die Heilige Gees sy funksie. Hy sê, daarom is jy nie meer in die vlees nie, maar jy is in, en ek wil dit nou uitdruk in my eie manier, in die openbaring van die Heilige Gees, sodat jy die lewe van God, die Vader, wat in jou is, kan leer ken. Maar dan kom Paulus, en hy voeg 'n ander gedeelte by, wat hierdie vers en die funksionaliteit van die Triniteit 100% vasgryp, vasbind en vasknoop in jou as die gelowige. En dit is waar ons volgende keer gaan praat. Die Here seën julle.